is 'n baie groot geheim in. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Wat is die bedreiging? Wat is die vyand van die hart? Ons emosies. Die twee staan teenoor mekaar. Binne in my hart is geloof. En geloof het 'n krag. Dawid het goed gedoen deur geloof, nie deur die verstand nie. Maar aan die ander kant het ek my verstand en in hom is emosies. Nou sê hy, versterk jou hart, want die emosies is sterk. Nou emosie is iets wat ons nie moet onderskat nie. En daar's baie van hulle. Daar's hartseer, daar's blydskap, daar's jaloesie, daar's baie emosies. Waar kom dit vandaan? Uit my vlees, uit my liggaam. En hulle dryf my tot 'n optrede of tot 'n besluit. As ek bang is, gaan ek sekere optredes maak om van die vrees ontslae te raak. En waar kom dit vandaan? Van die emosie af. Maar aan die ander kant sit my hart. Hy sê vir my, nee, bonatuurlik. Ons vertrou op God. Hy gaan ons verlos. As ek nou sê ons, dan praat ek van ek en my hart. En aan die ander kant het ek en my emosies. My emosies sê, moenie simpel wees. Kyk na die omstandighede, kyk wat om jou aangaan, kyk wat het met hierdie mense gebeur, kyk, en ek het hierdie emosie, en ek voel hoe my hart klop, en ek voel hoe ek begin bewe, ek sien hoe my hande begin bewe, en ek sê eintlik vir my hande, maar moet dit nie doen nie, dis nie so erg nie, maar dan gaan my hande, hoekom, want dit is my emosie. Die emosie kan opgewondenheid wees, of dit kan blydskap wees, en dit dryf my na iets toe, maar my hart sê iets anderster. En as hy sê, versterk jou hart, dan versterk ek dit in geloof, ek versterk dit uit die woord uit, maar ek moet ook weet dat die twee teenoor mekaar staan. En as ek sien my emosie is sterker, staan terug, moenie 'n besluit neem nie, want jy weet, my emosie is verkeerd. Maar wat doen jy emosie? Wel, ek is my emosie is ek, letterlik. Dis nie iemand anders se emosie nie, dis nie iemand anders se dreigement nie, is myne. En hy druk my nou tot 'n besluit. Hy druk my tot 'n optrede, maar eintlik weet ek behoort nie. Staan terug, gee tyd. Hoekom? Want jou emosies bedaar. Jou emosie bly nie daarbo nie, dit bedaar. As jy jou vererg het, is nie vir die res van jou lewe vererg nie. Emosie bedaar, want dit is 'n chemiese ding. As jy vrees, as jy skrik, jy slaap en iemand slaan geweldig hard teen jou venster hier by jou bed, wat gebeur? As jy wakker word, staan jy klaar regop. En jou hart klop verskriklik. Wat is dit? Emosie. As jy net wag, wat gaan gebeur? Jou emosie gaan bedaar. So weet dit. Jou hart sê, ek moet regs gaan. Jou emosie, jou verstand, jou logika sê, ek moet links gaan. Jy weet, ek moet regs gaan, want die woord van God sê, ek moet regs gaan. Gee tyd. Staan 'n bietjie terug. Moenie 'n besluit neem nie. En dit sal jou help. En hoe sterker ek my hart het, hoe makliker gaan ek teen my emosies besluit. Ek sê nie, jy gaan van jou emosie ontslaa raak nie. Daar's 'n manier om jou emosies minder te maak, maar al is hy hoog, moet ek teen hom besluit. En hoe kry ek dit reg? Versterk jou hart. Daai is krities belangrik. Hierdie goed wat ons vanoggend mee besig was, is hartsake, nie verstand nie. Die verstand wil dit die hele tyd rasioneel maak dat ek dit kan verstaan, maar dis nie. Dis hartsake. En my emosies wil betrokke raak. Dis die probleem met godsdiens. Godsdiens is emosioneel. Maar my hart is nie. En as ek die twee kan identifiseer en apart van mekaar stel, gaan ek baie makliker my vlees en my emosies onderwerp aan die besluit van my hart. Want tussen hierdie twee is ek. My hart sê dit, my emosies en my verstand en my logika sê dat, en ek moet besluit. Ek is tussen hierdie twee.